weer 'n keer oor Romeine 8. Romeine 8 is net so ryk aan betekenis dat 'n mens 'n hele paar keer daaroor kan gesels. In vers 27 staan daar: ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Nou in die vorige gesprek oor Romeine, sowel as vandag, het ons gehoor dat die hoop waarvan Paulus praat, 'n vas en seker uitkoms het. Ons het die sekerheid dat die vryspraak waarna die skepingsmag verseker voorlê, dat ons en die skepping se versigtinge net tydelik is, dat ons en die aardse swaar kry beide deur onsself veroorsaak, dat hierdie swaar kry niks is in vergelyking met wat kom nie. En Paulus kom sê, daar is hoop. En nie die tipe hoop wat 'n mens dink daar gaan dalk 'n onsekere uitkoms wees nie. Dis die sekerheid dat dinge nie altyd sal wees soos wat dit nou is nie. Dat ook die ganse skepping sal vrykom. Wanneer God se volle koninkryk aanbreek, sal die hele aarde, die hele skepping weet dat ons sy kinders is. En omdat ons weet dat Christus vir ons sonde gesterf en opgestaan het, weet ons ook dat God sy beloftes vir toekomstige heerlikheid, 'n nuwe lewe sal waarmaak. En dan gaan Paulus nog 'n tree verder en hy sê, nie net kan ons met sekerheid wag op die komende heerlikheid nie. Hy sê ons hoef nie alleen te wag nie. Dat terwyl ons en die aarde sug, kreun en steen, ons nie alleen is nie. Dat ons die Heilige Gees as gawe ontvang het, om saam met ons en die skepping te wag, tot swaar kry verby is. Die Gees is nie by ons om ons te oortuig dat ons God se kinders is nie. Dis 'n gegewe. Ons glo dit mos al klaar. Die Gees se werk is om hoop in ons aan die brand te steek, sodat ons kan volhard. Maar hy sê ook dat ons in hierdie lewe baie keer nog die ellende van verlies, ervaar dat ons die letsels dra van teleurstelling. Ons bid en ons vra dat in ons hoop iemand ons sal hoor as daar 'n noodkreet is. Maar ons weet nie altyd hoe en wat om te bid nie. Meestal is woorde nie eens genoeg nie. Ons weet nie eers altyd wat is die beste vir ons nie. Ons wil bid dat die swaar kry vir onsself en vir die skepping ophou. Ons wil bid dat ons beter rentmeester sal wees van die gawes wat ons ontvang het. Maar hoe vra 'n mens sonder dat jou selfsug dit wat jy vra verander? En dis dan wat die gedeelte ook sê. Die Gees self vul ons gebede met 'n versigtiging wat nie in woorde gesê kan word nie. En gelukkig is God se Gees altyd genoeg. En eers het iemand gesê oor Romeine 8, dat al die stemme bymekaar kom. Ons eie stemme, die van die mensdom en die van die skepping. Die van mense soos Paulus en mense soos Calvin. En hoor ons dan wanneer ons eenkant toe staan in die stilte van ons hart, ook die stem van die Trooster, die Heilige Gees, wat in ons plek na God roep. Wat sê, Here, wees ons genadig, ontferm U oor ons, Here. En hoe wonderlik en gerusstellend is hierdie wete nie, dat ons almal dieselfde vraag aan die Here vra. Ons gesels volgende keer verder.